Kom ons dit so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons het hierdie baie besondere lied gesing, Yet not I, but Christ in me. En as ek deur daardie woorde gaan, en dan besef ek net, Vader, hoe groot u liefde was vir ons as mens, dat u enige gebore seun na hierdie wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir elke wedergeborene wat kan getuig, dat die Heilige Gees in hulle woon, en dankie, wonderlike Here, dat u Gees 'n opgewondenheid in ons harte werk vir u waarheid, vir u woord, vir u seën, en dat ons ook vanmôre hier kan saam wees en kan sê, soos die psalmdigter, loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. En die Here, daar is niks op aarde, daar is absoluut niks op aarde wat u plek in ons lewe kan neem, of kan vul nie. Here, dit is wanneer ons by die wêreld aanklop en ons soek antwoorde by hulle, dat ons sien hoe leeg is die wêreld regtig. As ons kyk, Here, hoe geld vir 'n mens niks kan bied nie, al het jy hoeveel, en al kry jy, Here, by die dosyne van hierdie wêreldse plesiere en wêreldse genot en vriende, dan besef jy maar net, dit is leeg, want die Here Jesus Christus is nie daarin nie. En u sê vir ons so pragtig daar in Johannes 10, dat u het gekom, Here, as die goeie herder om u lewe af te lê. As ons deur die boek Johannes werk, dan sien ons dat u vir ons lewe en lewe in oorvloed kom beloof. En hierdie oorvloed het niks te doen met die tydelike nie, want u sê vir ons, u sal vir ons sorg, soos 'n vader vir sy kinders sorg. Maar hierdie geestelike oorvloed, Here, laat ons harte opspring van blydskap. En Here, dit rig ons oë na die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Baie dankie dat ek vanmôre saam met hierdie gemeente kan wees. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie dat daar in my hart vanmôre opgewondenheid is, om my broeders en susters te sien. Dankie vir hulle wat kom besoek by ons gemeente. Dankie vir hulle wat inskakel. Here, ons eer u as die gewer van alle goeie gawes, en ons wil in blydskap u dien, omdat ons weet die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Ons bely ons lewe in moeilike tye. Ons bely, Here, dat ons aanvegtinge het van binne en buite. Ons bely dat daar soveel dinge is wat besig is om te gebeur, dat ons soms moedeloos raak. Maar Here, baie dankie dat u vir ons sê, dat ons nie moed moet verloor nie, want u het die wêreld oorwin. En ons kan in u oorwinning staan, en Paulus sê dit so mooi aan die gemeente in Galasië, staan dan vas in die vryheid, waarmee Christus julle vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kom nie. En ons aanbid u vanmôre, Vader, Seun en Heilige Gees, drie enige God, ons aanbid u vir wie u is, en vir wat u vir ons kom doen het. Ons loof u en ons prys u naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word ook kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees vanmôre hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Dis nou ons oggenddienste, en ons gaan so tot vroeg in Desember met Openbaring aangaan, en ek gaan terwille van die mense wat op vakansie gaan, so 2 weke miskien, of miskien 3 weke nie uit Openbaring preek nie, terwille van die mense wat weggaan met vakansie, en dan vroeg in Januarie val ons weer weg, en dan ook die boek Psalms. Ons is besig met die boek Psalms, en die aande, vanaand gaan ek met u praat oor Psalm 7, en die tema van vanaand is wanneer mense kwaadwillig teenoor jou optree. U kan nou vanmiddag by die huis deur Psalm 7 gaan lees, en ek moedig u aan om vanaand by die diens te wees. Dis 5 uur, dis nie te laat nie, u sal nie donker by die huis kom nie, en dit is goed om so by die aanddiens te wees. Ek moedig u regtig aan, as kind van die Here, om daai moeite te doen, die tyd uit te koop, om hier saam met ons te wees, en vanaand Psalm 7, wanneer mense kwaadwillig teenoor jou optree. Nou, baie interessant dat die Here spaar nie sy kinders van so iets nie. As jy gaan kyk na die man Dawid, die man na die hart van God, was daar soveel vyande wat teen hom opgetree het, en sy naam eintlik probeer skade aandoen het, en sy koninkryk probeer omverwerp het. Maar een ding het ek geleer in die voorbereiding van Psalm 7, as die Here vir jou stry, dan moet jy stil wees. Partykeer wil ons reg in eie hande neem, ons gaan vanaand bietjie daarna kyk, wanneer moet ons praat, wanneer moet ons stil bly, en nou ek wil nie Psalm 7 preek vanmôre nie, ons gaan eerder by Openbaring 2 stil staan, maar ek nooi uit asseblief vanaand Psalm 7.
Nou vriende, ons is besig met hierdie reeks boodskappe uit die boek Openbaring. Vir u gesê, die boek Openbaring is nie 'n geslote boek nie. Daar is baie kerke wat sê ons moet liefs Openbaring uitlos. Dis 'n boek wat ons nie kan lees of verstaan nie, want daar is simbole en sekere dinge in wat ons nie kan verklaar nie, en ek stem saam, daar is sekere dinge in die boek Openbaring wat nie maklik verstaanbaar is nie, maar die woordjie of die naam of die titel van die boek Openbaring beteken, dis 'n openbaring wat die Here aan Johannes gegee het om aan die gemeentes te gee, sodat ons kan leer hoe om die Here te dien en te kan wag op sy koms, maar ook te kan sien wat hierdie wêreld gaan tref. Hierdie goddelose en bose wêreld wat in rebellie teenoor hulle Skepper leef. Nou ek is baie lief om in die week verskillende predikers se boodskappe te luister. Hierdie week bietjie na Dr. Alistair Beck geluister en hy praat van die wêreldsisteem wat glo dat ons deur die proses van evolusie gekom het waar ons vandag is, wat absolute nonsens is geen wetenskaplik bewyste feit nie. So as u miskien op universiteit is of miskien kinders het wat daar is of kleinkinders, moet tog nie dat hulle u probeer oortuig dat dit wetenskaplik bewys is nie. Dis die grootste leuen. En iets seker my profile pic gesien op my WhatsApp. Nou daar's 'n ou Bobby Handjie wat sit en hy sê die beste of die meeste oefening wat hy deesdae kry is to shake his head in unbelief. Ek kan nie glo dat intelligente mense nog sulke nonsens glo nie. Maar u sien die oordeel is ook vir hulle wat weier om God te glo. Ons het klaar gemaak as gesin hierdie week met die boek Petrus, 2 Petrus. En die Bybel sê moetswillig vergeet mense dat daar 'n vloed was waar die Here hierdie wêreld en al sy mense met die uitsondering van 8 verdelg het. Moetswillig beteken dumb on purpose. Hulle is moetswillig teen hulle optrede teenoor die Here en ons wil nie vanmôre moetswillig teenoor ons Skepper optree nie. Hy het sy woord vir ons gegee, dit sluit die boek Openbaring in en alhoewel die boek nie altyd maklik verstaanbaar is nie, het die Here vir ons wysheid gegee en het die Here vir ons sy gees gegee. En ons gaan poog om vir u stap vir stap deur die boek te vat en dit kan miskien nog 'n jaar vat. Ek weet nie hoe lank nie. Ons behoort miskien, ek weet nie. Ons hoop nie tot by die wegraping nie, maar kom ons kyk. Ons gaan lank besig wees met die boek, maar die gebed van my hart is dat u sal verstaan wat die Here vir ons wil sê en wil leer uit hierdie boek waaroor niemand wil preek nie. En ek wil vir u sê, vriende, hierdie boek was 'n boek wat in baie van die gereformeerde kerke 'n belangrike rol gespeel het tot voor die 1960s. Op die 1960 synode van die NG Kerk het hulle 'n nuwe verstaan van die boek Openbaring aangeneem onder leiding van professor Huys. En u kan daarvan gaan lees. Dis nie geskiedenisboeke, dis nie iets wat ek uit my duim uitsuig nie. Dit was al die jare nog die siening van die meeste kerke dat Jesus gaan kom om sy kinders te kom haal en dan gaan daar 'n oordeel wees in die interim tyd ook dan die groot verdrukking soos op die kaart aangebring. Ons sal later bietjie meer vir u sê. Maar ons moet wegval met vanmôre se boodskap. Vanmôre gaan ek met u praat oor die historiese en profetiese boodskap van die 7 briewe en so bietjie stil staan by die eerste gemeente, die gemeente van Efese. So kom ons lees saam en dan vertrou ons die Here vir die waarheid van sy woord. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy op die proef stel die wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdraad en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Ek praat vanmôre met u uit vers 1 van Openbaring 2, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het, vers 4 van Openbaring 2. Ons tema vanmôre is dan historiese en profetiese boodskap van die 7 briewe, en dan ook in besonder, as ons by die gemeente van Efese begin stilstaan, godsdienstbeoefening, sonder ware liefde vir God,
is soos 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. So ons gaan aan die een kant vanmôre kyk na die historiese en profetiese boodskap van die 7 briewe, en dan in besonder by die gemeente Efese onder die tema godsdienstbeoefening sonder ware liefde vir God is soos 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Nou ek het vir u gesê ek is nie 'n onderwyser nie, maar ek is lief om so 'n bietjie hersiening te doen. Nou hersiening gee vir ou so 'n bietjie kans om net weer te sien waar ons trek, en toe ons hierdie week met die boek Petrus besig was, sê Petrus daar in 2 Petrus 3 vers 1, hy sê dat hy wil deur herinnering sekere dinge by hulle tuis bring, en deur herinnering wek dit 'n suiwere gesindheid in hulle harte op. Hy sê in vers 2 dieselfde, en in vers 3, en hy gaan so ver om te sê as hy dood is, wil hy hê dat hulle nog steeds deur herinnering moet hoor wat God deur sy gees aan hulle wil sê. Nou ek is nie Petrus nie, u het gehoor ek is 'n engel, want u het mos gehoor dat skryf aan die engel van die gemeente van Efese, hierdie woordjie engel is eintlik maar die woordjie boodskapper, so ek is maar die boodskapper van Benoni gemeente, dienskneg van die Here Jesus Christus, eenvoudige mens wat ook foute kan maak, maar ek gaan poog om u te begelei uit die woord, dat u kan hoor wat sê die Here, vir hom kan lief word met u hele hart, siel en verstand. So kom ons kyk vanmôre so kortliks na wat ons hanteer het laasweek. Ons het laasweek vir u gesê, vriende, daar's 6 besondere ooreenkomste in die 7 briewe aan hierdie gemeentes in Klein-Asië. Vir u gesê, al 7 briewe begin met dieselfde woorde, skryf aan die engel, hierdie woordjie engel dan boodskapper. Johannes moes aan die predikant van die gemeente skryf wat God op sy hart vir hulle gehad het. En dan in besonder ook het ons gesien, al die briewe eindig met dieselfde woorde, wie oor het, laat hom hoor. Dit beteken in die oorspronklike taal, draai jou oor en luister wat sê God. Niemand gaan vir hulle self kan verontskuldig eendag voor die Here nie, veral nie ons in die westerse wêreld nie. Ons het die Bybel, ons het die internet, ons het soveel bronne waar ons kan gaan kyk en ondersoek instel wat is reg en verkeerd. As ons dit nie doen nie, sal ons rekenskap gee, en die Here sê ook vir sy kerk, draai die ore en luister wat sê God vir die gemeente. Ons het vir u gesê dat elke brief een of ander van Jesus se karaktertrekke, soos weergegee in Openbaring 1 aan ons deurgee, en vir u ook gesê dat al 7 gemeentes 'n bepaalde belofte ontvang, en hoe ons ook op God se beloftes kan steun, en dan in elk van die briewe het ons baie duidelik gesien dat die Here die aankondiging maak, ek ken jou werke. Vir u verlede week gesê dat die Here ken ook ons werke in hierdie gemeente, en waar u was in hierdie week, en wat u gedoen het in die duisternis van die nag, en in die helder lig van die dag. God weet van jou en my werke, en hy sal ons dienooreenkomstig oordeel. Ons word nie gered uit die werke van die wet nie, maar ons word gered uit genade om dan onder God se waarheid in te skuif en te doen wat hy van ons vra. Daarom sê ons ook soos Jakobus in Jakobus 1 sê, dat as jy sê jy die werke, dan moet jy ook in jou geloof wys dat jy die Here liefhet en dien. As jy sê jy die geloof, moet jy die werke demonstreer. Hierdie twee is soos 'n hand in 'n handskoen, die een kan nie van die ander losgemaak word nie. En dan het ons vir u ook laasweek gesê, dat in al 7 briewe is daar 'n profetiese boodskap. Die Here het gesê, as julle nie doen wat ek vir julle sê nie, dan sal daar 'n oordeel kom. En baie mense sê, wie is die Here om vir my te sê wat ek moet doen? Pilatus vra vir die Here, hy sê vir hom, weet u nie ek het die reg om u weg te stuur, dat u nie geoordeel word nie, en weet u nie ek het die reg om u te laat kruisig nie? En die Here sê vir hom, net so oomblikie Pilatus, as God nie aan hierdie mag aan jou gegee het, het jy geen mag oor my gehad nie. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Die een wat die asem van ons lewe in sy hand hou, het die volste reg om vir jou en my te sê wat hy wil hê ons moet doen. Jou en my lewe behoort nie aan onsself nie. Ons dink en ons word deur ons wêreldsbeskouing geleer, dat jou lewe behoort aan jou, maak wat jy wil, leef soos jy wil, one life, live it. Dis wat die deursnee mense sê, en ek wil vir jou vanmôre sê, dis verseker so, jy het een lewe, leef hom vir die Here, anders sal jy rekenskap gee aan die einde van hierdie lewe, aan hierdie God wat jou geskaap het. Ek en jy is gaste op sy aarde, en luister, jy doen nie in 'n ander ou se huis net wat jy wil nie.
Jy kan nie op God se aarde doen wat jy wil en dink jy gaan skotvry ander kant uitkom nie. Ek gee nie om wat sê baie kerke vandag nie. Die liefdesboodskap wat die meeste preek is niks anders as 'n duiwelse boodskap, waar die liefde van die Here neem en dit amper verbaster in een of ander aanvaarding van die sondaar, sonder dat hy hom bekeer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God se liefde word die beste gedemonstreer in sy seun, wat aan die kruis op Golgotha vasgenaal is. Die Bybel sê hy daar gehang en die mense het hom aanskou en hy het nie eens meer soos 'n mens gelyk nie. Dink jy as God sy eie seun vir ons sonde gestraf het, dat ons skotvry ander kant sal uitstap, as ons 'n lewe geleef het wat hom nie verheerlik het nie? Ek wil vir u sê, ons moet tog nie dwaas wees nie. Daarom is die kerk se boodskap nie, wat sê die kerk, of wat sê die wêreldbeskouing, of wat sê die mens van ons tyd, of wat sê die regering nie. Die kerk se taak is om te sê, so sê die Here, Here. En kom ons val weg by vanmôre se boodskap met dit as agtergrond, want ons moet vanmôre ook kyk na die historiese boodskap van die 7 briewe. Soos u weet, is daar 7 briewe wat geskryf is aan 7 gemeentes in Klein-Asië. Dit was gemeentes wat werklik en fisies bestaan het. Die gemeente in Asië, of hierdie 7 gemeentes, het Sondag by mekaar gekom soos u en ek. Daar was ook oueres en jongeres, en daar was mooieres en bietjie minder mooi, en daar was groot en klein, en daar was slim en minder slim, maar almal het saamgekom want hulle was lief vir die Here. Daar was 'n begeerte om God te dien, of so het dit gelyk. En hierdie mense het fisies by mekaar gekom en hulle die onderlinge byeenkomste bygewoon. In hierdie 7 gemeentes sien ons, vriende, hoe die kerk van die Here Jesus ook, soos vandag en soos in daardie tyd, vervolginge, stryd en probleme beleef. Jy moet tog nie dink as jy by 'n gemeente aansluit, jy gaan by 'n volmaakte gemeente aansluit nie. Soos een predikant gesê het, die ou het gesê, luister, ek gaan nie na hierdie gemeente toe kom nie, daar's net klomp skynheiliges, en die dominee sê vir hom, jy's welkom broer, daar's altyd plek vir nog een. Die beginsel wat die ou wil deurgee is dat ons nie skynheilig probeer wees nie, maar mense wat 'n verskoning soek om deel te wees van 'n gemeente, is iemand wat eintlik maar moet sekere goed worstel, en hy wil nie graag blootgestel word aan ander kinders van die Here, wat met dieselfde worstel nie, want hulle is bang dat hulle harte geopenbaar word. Luister, ons is uit genade gered. Nie een van ons is beter as die ander een nie. Ons is nie beter as die dronkaard wat vanmôre op die straathoek lê en worstel met sy lewe nie. Ons is net die genade van God wat geopenbaar is deur die redding van Jesus Christus, en ons is vanmôre hier by mekaar om te getuig daarvan dat ons sonder die Here niks kan doen nie. Daarom moet ons ook onthou dat hierdie 7 gemeentes presies dieselfde beleef het. Hulle was ook uit genade gered. Hulle het ook met stryd, probleme en selfs vervolging gesit. Valse leraars was aan die orde van die dag, net soos ook in die dag waarin ons leef. Valse leraars wat valse dinge verkondig onder die vaandel van, so sê die Here. Daar was innerlike stryd en probleme, wat van tyd tot tyd na vore gekom het, wat volgens die woord hanteer moes word, soos ook vandag. Ten spyte van hulle ervarings en wedervarings, vriende, moes hierdie kinders van die Here in 'n krom en verdraaide geslag 'n getuie van die vrymakende krag van God in Christus wees. Ek het onlangs vir mense gesê, solank jy na jouself kyk, solank gaan jy moedeloos bly. Want jy worstel met wat om jou aangaan, jy sien in jou eie hart die sondigheid wat dikwels nog na vore kom, en hoe langer jy besig is met jouself en jou omstandighede en jou hart en al die dinge, solank gaan jy moedeloos bly. En dis presies wat die vyand jou wil hê, soos ons woensdag aand in die bid hier gesien het. Dis wanneer ons die oë ophef na ons verlosser, die leidsman en volëinder van ons geloof, dat ons hoop en moed skep. En ons sê, Here, in u krag sal ons nie net onsself aan u oorgee nie, maar ook meer as oorwinnaars wees, sodat ons 'n getuie aan hulle in sonde en in nood kan wees. Ek het vir u baie duidelik gesê in die boodskappe wat al reeds verby is, hierdie gemeentes het dit nie moeiliker of makliker as ons gehad nie. Nou in Suid-Afrika is daar 'n ding wat vir my dikwels na vore kom wat ek nie aldag verstaan nie. Mense sê, ag, die goeie ou dae. Dit was so wonderlik. En dit was so dierbaar en so kosbaar. Ek wil vir u sê,
die tyd wat ons nou in leef is net so wonderlik en net so dierbaar en kosbaar. Weet jy hoekom? Die Here het deur die stryd wat hy oor hierdie land gestuur het, die koring van die kaf begin skei. In die goeie welaangename tye het die kerke vol gesit, maar 9 uit die 10 of kom ons sê 7 uit die 10 was in die kerk, maar hulle hart het nie aan God behoort nie, want toe die druk kom, toe sê hulle, weg moet die kerk, weg moet Jesus, ek sal my eie weg baan, want lyk my hierdie God hoor in elk geval nie, as ons na hom bid nie. Jy sien, die meeste het gedink dat die Here se werk is, om Suid-Afrika goed en reg te hou. Regte regering, goeie paaie, goeie lugredery en spoorweë en Eskom en al hierdie goedjies. Dis die Here se werk. Hy is ons dienskneg om alles te doen, en as hy dit nie doen nie, hy moet nie durf waag om dit nie te doen nie, want dan gaan ons nie meer na sy kerk toe nie, ons gaan hom nie meer dien nie. En dis presies wat vandag gebeur. Ek wil vir u sê, hierdie tyd is opwindend vir my, want ek sien hoe die Here besig is om die koring en die kaf van mekaar te skei. Die wat die Here net gedien het vir die voordele wat hy gee, en nie vir homself as persoon nie. Hulle het dit ook moeilik gehad, ek wil vir u sê, hierdie mense was vervolg, hierdie mense het hulle werke verloor, hierdie mense het swaarmoedig en armoedig gelewe, maar ek wil vir u sê, hulle omstandighede was nie moeiliker as ons nie, want God het dit ook vir hulle afgeweeg. In elke geslag, vriende, sien ons, hulle het hulle eie probleme, versoekinge en beproewinge, en baie belangrik, die Here weet waarom hy sekere dinge toelaat, maar hy beloof ook sy getroue bystand aan elkeen van sy kinders, elke tree van die pad. Glo u dit? Glo ek dit? U sien, wanneer ons moeg en moedeloos raak, moet ons teruggaan na God se woord en sy beloftes, wat vir ons sê, volgens 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou. Ek wil vir u sê, hierdie woord weer klink in my ore, wanneer stryd groot is en die uitdagings groot is, God is getrou, al is ek ontrou, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Die Bybel sê, hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkom stuur, sodat julle dit kan verdra. Vriende, daarom is 'n kerk nie veronderstel om te praat soos die regering praat, of om te praat soos die wêreld praat, of te praat soos die sielkundiges en al die mense wat iets te sê het en elke nou en dan verander in hulle siening nie. Dis wat Martin Luther voor die konsilie van Worms gesê het vir die paus en sy mense, julle verander altyd aan wat julle sê, daar is een wat onveranderlik bly, dis die getroue God van die Bybel. Geanker in hom kan ons hierdie onsekere toekoms tegemoet gaan, en dis presies wat ook in die 7 gemeentes vir hulle gesê is. Ongeag wat gaan gebeur, God bly in beheer, hy sal die uitkom stuur, sodat julle dit kan verdra. Daarom eer ons nie 'n kerk nie, daarom eer ons nie 'n prediker nie, ons eer die God aan wie ons behoort, dat hy getrou is. Vriende, uit die historiese vertelling en verstaan van die 7 gemeentes, en ons gaan een vir een gemeente hanteer soos die weke aangaan, nou die historiese vertelling en verstaan van die 7 gemeentes leer ons, dat God ook deur al die eeue sy kerk wil leer en lei in die waarheid. Nou dis die historiese gedagte of boodskap van die briewe, daar was 7 gemeentes, hulle het fisies bestaan soos ons gemeente vanmôre, en hulle het sekere dinge beleef, stryd, vervolging, goeie tye, tye van herlewing, en ons sal dit bietjie hanteer in die weke wat kom. Die tweede gedagte vanmôre, die profetiese boodskap van die briewe. Wat beteken dit? En ek is nie 'n profeet nie, ek wil vir u sê, daar is nie 'n meer ding soos 'n profeet nie. So die ouens wat op televisie sê, ek is profeet so en daai profeet het my gesalf om profeet te wees, vergeet daarvan. Hy is 'n profeet, hy het miskien te veel smarties geëet, of iets het gebeur, en hy het gedink hy is een of ander ou wat nou bo die ander ouens staan. Daar is nie vandag meer 'n profeet nie, daar is nie meer apostels nie. Die 12 apostels wat daar was, is dood. Die Bybel sê, daar gaan 12 in die hemel, die 12 fondamente van die hemel, sal die apostels se name op hê. Die Bybel sê vir ons eenvoudig, of die poorte, die Bybel sê vir ons eenvoudig, dat die profetiese boodskap van die Bybel is, omdat God die toekoms ken en bepaal, in sy soewereiniteit, het hy 'n boodskap wat hy ook deur die 7 gemeentes aan die wêreld
en aan die mense wil kommunikeer. Nou die gemeente Efese se tydperk strek omtrent van 30 na Christus tot 100 na Christus. Wat uitstaande was van hierdie tydperk was die uitstorting van die Heilige Gees na Petrus se boodskap op Pinksterdag, Handelinge 2. Ons sien die vinnige groei van die kerk van die Here Jesus, die kerkplanting deur Paulus en hoe die evangelie die destydse wêreld bereik het in 'n kort tydperk. En die Bybel sê dan ook dat hierdie gemeente dan ook 'n wonderlike en kosbare boodskap vir ons deurgee waarna ons vanmôre sal kyk. Die Smyrna gemeente, die tweede gemeente in die boek Openbaring, verteenwoordig die tyd 100 na Christus tot 312 na Christus. En waarom sê ek so? Gaan lees die gedeelte oor die gemeente van Smyrna. Smyrna beteken bitterheid. Hierdie gemeente was vervolg. Mense was gedood ter wille van hulle geloof. Daar was 10 keisers wat opgestaan het, wat die kerk van Jesus gehaat het, en dit is 'n bloedige tydperk vir die kerk van die Here Jesus Christus. Dan sien ons die gemeente Pergamus, tydperk 312 na Christus, tot so 606 na Christus, en u sal onthou, as u so 'n bietjie die geskiedenis ken, dat Konstantin die kerk en die staat in die huwelik laat tree. Hy het gesê die Christene gaan nie meer langer vervolg word nie, want hy was ook 'n tipe van 'n Christen gewees. Ons weet nie, ons kan nie werklik sê waar hy gestaan het nie, maar hy het gesê die Christene gaan nie meer vervolg word nie. Kom ons van die Christene in die staat, ons verenig hulle, en dat die tipe van die staatskerk begin. En later het die kerk begin sê wat die staat gesê het, hulle moet sê. Daar is hier en daar ooreenkomste ook met die tyd waarin ons onsself bevind, maar hierdie tydperk was in besonder gewees, waar ons sien dat Konstantin ook hierdie vermenging gebring het, en die kerk het dan ook eintlik sy boodskap verloor. Dan sien ons die gemeente Thyatira. Die profetiese gedagte of boodskap daarin verteenwoordig die tyd 606 na Christus. Onthou wat ek vir u gesê, daar was 'n gemeente Thyatira, maar as ons kyk na hoe hulle geleef het en wat die boodskap aan hulle was, en ons kyk terug in die geskiedenis, sien ons so 606 na Christus tot 1517 na Christus, en ons praat dan van die donker middeleeue. Wie het al gehoor daarvan? Die donker middeleeue was 'n verskriklike tyd in die kerk van die Here Jesus Christus. Die Rooms-Katolieke kerk het dan ook dominant begin optree, en as jy nie aan die Roomse kerk behoort het nie, was dit kubai vir jou. Ek wil vir u sê, daar was wrede dinge wat in daardie tyd gebeur het. En die paus was as God gesien, die Bybel was nie in die mense hand geplaas nie, want die Roomse kerk het gesê, die deursnee mens kan nie die Bybel verstaan nie, hy is te onnoosel om te verstaan, en die Bybel is weggevat, en jy moes na die paus of die priester gegaan het, om te hoor wat God sê, en later het die paus ook die mag toegeëien, dat sy stem soos God se stem is. Hy is verteenwoordigend van God op aarde, werklik 'n donker tyd. En nou terwille van, om te sien of almal hier by my is, en nie by die golfbaan, of by die viswater, of miskien by gister se braaivleis nie, sê gou vir my, wat sal u dink is die logiese tydperk net na die donker middeleeue in die kerkgeskiedenis? Die tydperk toe Martin Luther in 1517 tot 1750, toe hy opgestaan het as priester in die Rooms-Katolieke kerk, en hy het gesê, dit wat julle doen is verkeerd. Dit kom nie ooreen met die woord van die Here nie. Luister, as ons as kerk van Jesus op aarde gaan staan en val by leerstellings van kerke, het dit laat geword vir ons in hierdie land en in die wêreld. Want 'n kerk se leerstelling is altyd onderworpe aan, so sê die Here, en as die kerk nie leer wat die Here sê nie, dan leer jy wat die Here sê en nie wat die kerk sê nie. Dit wat Martin Luther gedoen het. Hy staan op en hy sê, luister, tot hier toe en nie verder nie. Julle kan nie aangaan met hierdie boosheid wat julle dan bedryf nie. Hy het sy 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan, en die hervorming vind plaas, die begin van die bloeitydperk van die Here Jesus Christus se kerk. Die bloei in die mooi sin van die woord, blomme wat bloei, die mooi tydperk wat dan ook
plaas begin vind het. En dit bring ons by die tydperk van die Philadelphia gemeente. Die gemeente in Philadelphia was 'n werklike gemeente wat herlewing gesmaak het, en as u die kerkgeskiedenis gaan lees van 1750 tot omtrent 1950 was daar kosbare herlewings wêreldwyd. Walle, self in Suid-Afrika was daar tye waar die Here op 'n kragtige manier gewerk het. Daar was manne so Spurgeon en Moody en verskillende mense, en watter kosbare tydperk vir die kerk van die Here Jesus. En dit bring ons by die Laodicea gemeente, die tyd waarin ons nou self bevind. Laodicea beteken die tyd van mense regte. Ek het 'n reg waarvoor ek veg. Hulle sê in Amerika, vriende, is daar nie 1 of 2 of 1000 of 2000 nie, maar duisende hofsaake wat maandeliks aangemeld word, waar Piet Verkoos dagvaar, omdat sy hond miskien op sy gras 'n oepsie gelos het. Of hulle sal op die einde van die dag jou trekker of jou grassnyer lawaai te veel as jy grassny aan dagvaar hulle mekaar. Want dit is my reg om stilte te hê, en die ander sê, dit is my reg om my gras te sny, en met menseregte bevind ons onsself in hierdie benarde situasie waar elkeen veg vir sy reg en niemand buig meer onder hierdie gesag van liefde, waar God sê ons moet mekaar verdra en mekaar vergewe nie. Jy moet tog nie dink dat Amerika so rooskleurig lyk nie. My seun werk nou al vir 1 jaar daar, hy sê, pa, daar's maar ook 'n paar diep duike in hierdie manne, en in hulle verstaan van dinge en hoe hulle dinge beleef. Hemel sal nie op aarde wees nie, en die Laodicea gemeente was 'n gemeente wat gesê het, ons is ryk en het verryk geword. Die tipiese kerk van vandag. Maar die Here sê, julle is arm, beklaanswaardig, blind en naak. So ons bevind onsself dan ook in hierdie Laodicea tydperk. En jy sal sien hier op die kaart, vriende, word dit aangedui, net voor die wegname van die kerk van die Here Jesus, is hierdie tydperk, die Laodicea tydperk. Nou ons gaan my tyd daaroor praat, so gaan nie vanmôre myself vooruitloop nie. Die derde gedagte van vanmôre se boodskap is die gemeente Efese, die eerste gemeente, en ons gaan net iets kort vir u sê, moet nou nie moed verloor nie, en ek onthou jare terug, Dominee Attie Olwage, hy was daar in Maranatha gemeente, en hy die oggend het hy 'n doop gehad, en hy het 'n lidmaatvoorstelling gehad, en hier by 15:15, toe sê hy, vanmôre lees ons saam uit, en hy kondig die gedeelte aan, en een van sy kinders het op die grond gelê, en hy hak af, en hy sê, ag vadertjie tog, moenie sê, hy gaan nou eers begin preek nie. Nou ek wil vir u sê, dis 15:15, skep moed, ek gaan nie te lank nog besig wees nie, maar ek moet vir u ietsie sê, oor die gemeente van Efese, en ek moet net vir u inleidend vertel, want ons gaan volgende week bietjie stil staan by, wat beteken dit dat jy jou eerste liefde verlaat het? Almal hoor daarvan, maar ons gaan vir u vir volgende week verduidelik, wat die Bybel bedoel daarby. So dit bring ons by die gedagte van die gemeente Efese. Ons het gesien, histories, dat daar sulke gemeentes was, profeties, dat hierdie 7 gemeentes tydperke in die kerkgeskiedenis verteenwoordig, en dan sien ons vanmôre dat die gemeente Efese ook 'n boodskap vir ons inhou. En die tema van hierdie gemeente, wat ek wil koppel aan hierdie gemeente, is godsdienstbeoefening sonder ware liefde vir God, is soos 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Nou, u weet, as 'n kind 2 jaar oud is, en jy het potte en panne wat vir hom bereikbaar is, dan haal hy dit uit. En hy kry ma se soplepel, en hy kry ander ding, en ping, pang, pong. Dit klink net vir die ma en die pa mooi. Vir die res van die mense sê hulle, wat 'n lawaai. En dis presies wat die Here sê, as jy hom dien, sonder liefde vir hom, is soos daardie kind wat potte en panne slaan, en is 'n lawaai in die ore van die Here. Luister, moenie die Here dien met 'n halfhartige hart nie, gaan eerder wêreld toe en sê, ek wil niks met God te doen hê nie, voor jy hom wil dien, net om nie eendag hel toe te gaan nie. As jy so godsdienst het, is jou godsdienst vir die Here iets walgliks. Jy dien hom nie om die hel vry te spring nie, jy dien hom omdat jy hom lief het, omdat hy sy lewe aan die kruis vir jou en my gegee het. Ek is nie getroud met daarom dat sy vir my kos maak nie. Ek is nie getroud met daarom dat sy my kind groot maak of ons huis skoonmaak. Ek is getroud met my vrou omdat ek haar lief het. En na 30 jaar groei ons liefde. Hoekom? Want is 'n Bybelse beginsel. En daarom ek vanmôre vir u sê, godsdienstbeoefening sonder liefde vir die Here is soos 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, what we do for the Lord is important.
But so is why we do it. Hy sê, just think of it. It is possible to serve, sacrifice, and suffer for the Lord's sake, and yet not really love Him. Ek nou daar stap by die huis met 'n bos blomme, bos rose, rooi rose, en ek sê vir my vroukie, my pop, hier's vir jou bos rose. Sy sê, dankie, wat het ek gedoen, en verjaar ek vandag? Ek sê, nee man, ek doen dit omdat my verantwoordelikheid is. Ek weet hulle sê, jy moet een keer die groot koppe sê, jy moet een keer in 'n jaar vir 'n vrou rose gee, hier's jou rose, nou is my saak afgehandel. Wat gaan met daai rose gebeur? Op my kop, stikkend. En ek en sy gaan 2 dae miskien nie met mekaar praat nie. Want dis nie hoekom jy rose gee aan iemand nie. Jy gee vir hom omdat jy lief is. Selfde met my lewe, ek wy my lewe aan Jesus, omdat ek hom lief het. Nie omdat ek iets van hom wil kry, of op die einde van die dag voordeel uit hom soek nie. Ek dien hom, omdat ek hom lief het, omdat hy my eerste lief gehad het. Dis die beginsel, wat die gemeente in Efese verloor het. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien wat sê 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3. As sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Die potte en panne gedagte. Vers 2. As sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet, en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Ek het bietjie gaan nalees, hulle sê in daardie tyd, was daar mense wat bereid was om as martelare te sterf, om 'n goeie naam in die gemeente te los. Maar daar was nie liefde vir die Here nie. En die Here sê, selfs al gee ek my liggaam oor as 'n martelaar, om verbrand te word, en daar's nie liefde in my hart vir God nie, beteken dit vir die Here niks. Ek wil vir u sê, hierdie boodskap het my in my hart getref. En ek moet op 'n stadium teenoor my eie gesin belydenis doen en te sê, luister, ek sien as dinge in my lewe wat inkom, wat nie voor die Here reg is nie. Nie noodwendig groot sonde nie, maar een van die sake wat ons hanteer het is die dag van die Here. Hoe hanteer ons die dag van die Here? Ek het 4 boodskappe die afgelope week geluister oor hoe die dag van die Here behoort hanteer te word. En ek het gesê, Here, ek is jammer, vir my familie gesê, ek is jammer, want dit het nie my liefde vir God weerspieël nie. Want jy sien, ons dink 'n oggendediens en die res van die tyd is myne. Werk nie so nie. Ons sal 'n bietjie later daaroor praat. Die belangrike gedagte, as ons die Here dien sonder liefde, beteken dit niks nie. Nou ek wil vir u sê, vriende, die gemeente Efese was 'n besondere gemeente. Ag, kom ons steek dit nie vir mekaar weg nie. Hierdie was nou 'n A+ gemeente in ons tyd, as ons nou moes evalueer het. Waarom sê ek so? U sien, die gemeente in Efese het 'n baie ryk geskiedenis gehad. Dit was een van die belangrikste stede daar in Klein-Asië gewees. Daar was ongeveer 250 na 500.000 mense gewees. Dit was 'n belangrike hawestad gewees, en daar was 4 belangrike handelsroetes wat deur daardie stad geloop het. Baie interessant, hierdie stad was vasgevang in die okkulte, en dan ook in afgodsaanbidding. En onthou u nog die tempel van Diana? Onthou jy dit, wat die Bybel al gelees het, daar was 'n tempel vir die godin Diana. Nou ek wil vir jy sê, baie mense het ons Diana daar in Engeland ook aanbid as 'n godin. Die hartseer is dat ons mense vereer en gode daarstel, maar die Bybel sê vir ons, dat hierdie stad was 'n bose stad, en die evangelie daar uitgekom. Die evangelie het begin deur 'n egpaar met die naam van Aquila en Priscilla, en dan later ook Apollos, Handelinge 18 vers 24 tot 26. U kan daarvan gaan lees. Later sien ons dat Paulus by sy tweede sendingreis daar aangedoen het, en hy 3 jaar lang die evangelie daar verkondig, en Timoteus sou later die leraar van hierdie gemeente geword het. 'n Gemeente met 'n ryk geskiedenis. Sterk predikers wat deel was van hierdie gemeente. En hoor gou hulle verstommende bekering. En ek wil hê u moet vanmôre u bekering toets aan hierdie gemeente se bekering. Ek lees vir u. Handelinge 19 vers 1, 8, 17 tot 20. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind. Vers 8, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat van die koninkryk van God aangaan. Vers 17,
Hoor hierso. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efese woon en vrees, het op hulle almal geval en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. Hoor wat gebeur. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen van hulle dade en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towerry omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Nou vriende, hierdie 50.000 silwerstukke was gelykstaande aan 50.000 dae se loon wat 'n arbeider sou ontvang. Luister wat sê die Bybel. Toe hierdie mense die evangelie hoor en hulle kom tot bekering, was daar 'n aksie van hulle kant. Hulle het die boeke gevat en verbrand. Mense het sigbaar gesien, hierdie mense was van die duisternis, nou is hulle in die lig van die Here Jesus. Ek vra jou vanmôre, wat is die deursnee bekering in ons tyd? Die dominee sê, bid agter my die volgende gebedjie aan. Jesus, ek is swak en klein, ek is 'n sondaar, maak my rein, amen. Jy is nou 'n kind van Jesus, hier's 'n kaartjie, teken hom net, gaan huis toe, jy's op pad hemel toe, en niks in hulle lewe verander nie. Daar's nie restituisie nie, hulle maak nie reg wat verkeerd is nie, die CD's in die rak bly dieselfde, die flieks waarna hulle kyk bly dieselfde, die boeke wat hulle lees bly dieselfde, hulle boosheid bly dieselfde. Moenie God terg nie. As jy so bekering het sonder liefde vir God, is jy vanmôre heel moontlik nie 'n kind van God nie. Ek probeer nie kwaai wees nie, ek probeer jy die slaap wakker kry. Want die meeste van ons dink ons is op pad hemel toe en ons is op pad hel toe. Dominee, jy's hard, ons hou nie van die boodskap nie. Dis baie jammer, dan moet jy 'n ander gemeente gaan kry. Maar in hierdie gemeente gaan ons vir jou die waarheid vertel. As jy sê tot bekering gekom en het jy gebreek met jou sonde nie, is jy nie 'n kind van Jesus nie. Is jy nie op pad hemel toe nie. Hierdie gemeente in Efese het 'n duidelike breek gemaak met hulle sonde. Hulle het 'n duidelike breek gemaak met hulle ongeregtigheid. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die gemeente in Efese 'n besondere gemeente was. Hulle het gebreek met hulle sonde. En is tyd dat die kerk van Jesus en die EG Kerk in besonder moet breek met hulle sonde. Ek het onlangs met 'n predikant gepraat, vir hom gesê wat vir my hartseer is in die EG Kerk. Mense kom tot bekering by 'n jeugkamp. Hulle kom tot bekering by 'n wederkomsreeks. Niks verander nie, en soos 'n predikant onlangs spreek, hy sê, na jou redding kan jy nog 'n slaaf van die sonde wees. En ek dink vir myself, wat 'n klomp dwaasheid. Die Here sê, eens was jy 'n slaaf van die sonde, deur Jesus Christus is jy nou 'n kind van die lig. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Waarom is ek vanmôre so ernstig oor jou en my ewige heil? Want as jy sonder Christus sterf, sal jy God se poel van vuur beerwe. Dominee se ou boodskap. Ons ou dominee het dit gepreek, kry klaar daarmee, gee vir ons die mooi goed, die nice things. Dis die nice thing wat ek vir jou kan doen vanmôre. Om vir jou te sê, maak seker jy's 'n kind van die Here. Hoe weet jy's 'n kind van die Here? Nie jou oorgawe nie. Jou oorgawe beteken niks. 'n Oorgawe sonder 'n lewe is so skaf wat in die wind wegwaai. Hierdie gemeente, toe hulle by die Here uitkom, toe maak hulle rakke leeg, hulle maak hulle lewe leeg, hulle gaan verbrand, die booshede in hulle lewe, en hulle sê, ons maak 'n statement, jammer vir die Afrikaans. Ons maak 'n statement. En ons verander sê ons behoort nou aan Jesus. Om aan Christus te behoort beteken nie, ek vleg met die wêreld, en ek hou hande vas met die ongereddes, en ek probeer niemand aanstoot gee nie. Luister, as jy 'n kind van die Here is, dan is dit iets wat gebeur in jou hart, maar almal sal dit sien in jou lewe. Maar ons moet aangaan. Hulle verbrand 50.000 dae se loon, se goed wat hulle bymekaar gemaak het, van towery en booshede wat hulle gedoen het. Openbaring 2 vers 2. Hierdie gemeente was 'n besondere gemeente. Die Here gaan verder en hy sê, hulle het nie net al hierdie goed gedoen nie, maar hulle het ook in besonder gewerk vir die Here. Openbaring 2 vers 2 en 3, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Net so voetnootjie gou by hierdie gedagte. Dis nie dat hulle ongeredde mense met minagting aangekyk het nie. Hier gaan dit oor mense wat in die gemeente ingekom het, gesê het hulle is gered, maar hulle het nie geleef soos gered is nie.
En die Bybel sê, hulle het hulle teëgestaan. En vir hulle gesê, jy kan nie in ons gemeente wees as jy nie vir die Here wil lewe nie. Jy is of deel van die gemeente en jy dien die Here, of jy is nie deel van die gemeente nie. Dis waaroor dit gaan. Hulle kon die mense wat belydenis gedoen het, wat 'n sondige lewe bly leef het, nie verdra nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Want die Here sê ons moet sy kerk suiwer hou. Nie volmaak nie, maar suiwer. As daar bewuste sonde is, moet ons daarmee handel. As daar bewuste sonde in my lewe is, moet die kerkraad daarmee handel. Ek is nie bo u en u is nie bo my nie. Ons is onder die standaard van wat die Here vir ons stel in sy woord. Die Bybel sê verder in vers 3 van Openbaring 2, dat jy verdra het en lydsaamheid besit, ter wille van my naam, en gearbeid en nie moeg geword het nie. Luister gou, hierdie woordjie jou arbeid, ek ken jou werk en jou arbeid, beteken, pains, labor, trouble, weariness. Met ander woorde, eenvoudig gestel in Afrikaans, hulle het met inspanning, moeisame arbeid verrig, hulle het gesoeg in die akker van die Here, tot by die punt van uitputting. Die deursnee persoon wat sê hy is gered, kyk hoe min kan hy doen in die kerk van die Here Jesus. Dis asof mense wil hê jy moet smeek en sê, ag asseblief tog, wil jy nie net ietsie doen nie, ons wil net iemand hê om tee te skink, maar ons het 50 vrouens, as daar net enetjie is. Dank die Here, daar is gemeentes, en ek kan getuig ook in ons gemeente, van 'n goeie gesindheid. Maar die hartseer is in die meeste, daar's nie inspanning nie. Daar's nie harde werk vir die Here nie. Daar's nie 'n dankbare hart wat sê, ek sal my alles gee vir sy koninkryk nie. En daarom sê die Here vir hierdie gemeente, ek komplimenteer julle. Julle het gewerk tot by die punt van uitputting, maar verder ook julle lydsaamheid. Die woordjie is hypomone, in die Grieks beteken to be cheerful. Daar was endurance, daar was patience, hulle het met geduld en volharding en lankmoedigheid vir die Here gewerk. Die swartes gee nogal mooi name vir mekaar, en die een vrou wat ons ken, sy naam is Patience. En Patience onthou elke dag, sy moet patient wees. Daar moet lydsaamheid wees. Hulle het so die Here gedien. Die Bybel sê verder dat hulle slegte mense nie kan verdra nie. Die woordjie bad, evil, harm, wicked people. Met ander woorde, die kerk was nie 'n plek waar almal geakkommodeer was nie, maar 'n plek waar mense wat gered is geakkommodeer word, sodat die kerk van die Here suiwer gehou kan word. Die Bybel sê verder dat hulle die werke van die Nikolaïte gehaat het. Wie was die Nikolaïte gewees, vriende? Nou ek weet nie regtig nie, en geen geskiedskrywers kan vir ons presies sê nie, maar daar's baie ouens wat met dieselfde gedagte na vore kom. Dit was 'n groep gewees. Hulle was godsdienstig soos die Fariseërs en die Sadduseërs, maar hulle het gestreef na menslike verering. Dit was belangriker vir hulle wat mense van hulle gedink het as wat God van hulle gedink het. Hulle het immorele lewens gelei. Dit is so typerend van ons tyd. Predikante wat in hoerery verval, dan word hy vir 3 maande afgesit, dan bedien hy die volgende gemeente. En daar verval hy in hoerery, dan bedien hy oor 6 maande die volgende gemeente. U sien, baie mense sê, ons dien die Here met ons siel. Ons liggaam is vir onsself. Jy kan 'n party animal wees, jy kan 'n skuif trek en 'n dop drink, en jy kan dans, en jy kan kyk wat jy na wil, jy kan doen wat jy wil, en nou wil ek nie wetties wees nie, maar jy kan leef soos jy wil, solank jy hier in jou hart sê, ek is lief vir Jesus. Wat 'n valse godsdiens. Niks het verander nie. Tegnologie het miskien vooruit gegaan, maar die mense hart bly dieselfde. Hierdie Nikolaïte het gesê, luister, julle moet op die einde van die dag onthou, ons dien ook die Here. Al het ons immorele lewens wat ons lei, het ons hom lief in ons harte. En die gemeente in Efes het gesê, ons hou nie daarvan nie, ons staan hulle werke teë. Hulle het ooreenkomstig, vriende, die Ou Testamentiese patroon vir die instelling van 'n priesterlike orde beywer, wat spesiale regte en voorregte geniet het, terwyl die gewone lidmate as leuke sonder enige status en regte beskou was. Daarom was hierdie mense se godsdiens aanloklik vir die meeste, wat graag prominensie wou geniet het in die stad Efese. Hulle wou nie as herders oor die gemeente van God toesig hou nie, maar wou geheers het. In 1 Petrus 5 vers 2 en 3 sê ons mag dit nie doen nie. Hulle die volk gelei en verlei en mislei in immoraliteit en erge sondes. Die Here sê vir die gemeente in Efese, luister, julle werk hard. Julle het lydsaamheid. Julle kan slegte mense nie verdra nie. Die werke van die Nikolaïte staan julle teë.
En ek kom by die einde van my boodskap. U sien, die Here kom en hy sê vir hulle, al hierdie goed wat julle doen, is wonderlik en dis goed. Maar die belangrikste laat julle na, om my lief te hê. En dis presies wat Paulus gesê het, toe hy by hierdie gemeente weggegaan het. Paulus sê, ek gaan weg. Hy sê, ek weet na my vertrek, gaan daar wrede wolwe onder julle inkom, en die kudde nie spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, en die disippels wegtrek, agter hulle aan. Die waarskuwing het gekom, die goed het gebeur, hierdie gemeente het staande gebly, maar in hulle pad van teekanting teen al hierdie booshede, het die Bybel vir ons kom leer, dat hulle eerste liefde verlaat het. En ek wil vir u sê, toe ek hierdie boodskap voorbereid, toe dink ek by myself, vriende, die woordjie verlaat in die Griek sê, to forsake, to lay aside, to leave, to put away. Hierdie mense het letterlik hulle liefde vir die Here verlaat, vir die dinge van die Here. Hulle het so besig geraak met die dinge van die Here, dat hulle die Here van die dinge begin vergeet het. Ek wil vir u vanmôre sê, daar is menigte mense, wat vanmôre baie doen, vir die Here in sy saak, en sy koninkryk, maar hulle harte is ver van hom. Ek herinner my aan 'n predikant, en ons sê nie wat 'n kerk, en ons sê nie wat 'n gemeente nie. Hy het reekse dienste gehou, dat massa mense, onder sy bediening tot bekering gekom het. Hy het gegaan oor die lengte en breedte van hierdie land. Hy is genooi deur talle en talle en talle gemeentes, en hy is 'n tweede keer genooi, en hy het op konferensies opgetree, en hy het alles gedoen. Hy het letterlik tot by die punt van uitputting, het hy gewerk. Maar later moes ons agterkom, dat sy hart nie gerig was op die Here nie. Hy is later uit die bediening uit, in 'n tragiese lewe geleef. Of hy gered was of nie, weet ons nie. Later lyk vir my het hy by die Here weer uitgekom, of die eerste keer by die Here uitgekom. Dis nie die punt wat ek wil maak vanmôre nie. Die man is oorlede, dis verby. Wat my net getref het, is die geweldige energie wat hy ingesit het. Maar daar was nie 'n liefde vir God in sy hart nie. En ek vra die Here ook, Here, ek wat voor hierdie gemeente staan, dat ek nie 'n liefdelose herder sal wees, dat U nie lief het, en my kudde nie sal lief hê nie. Dit gebeur so vinnig. U sien Jeremia 2 vers 1 sê vir ons, en die woord van die Here tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, en die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het, in die woestyn in 'n onbesaaide land. Nou ek wil vir u sê, as 'n paartjie verlief raak, is dit nie vir u mooi nie. Dit lyk of iemand hulle getoer het. Hulle loop, en dis baie keer in iets vas, en hulle eet nie, dan sê jy, is jy nie honger nie, seun? Wat eet jy? Ek maak nie saak nie. Is nie belangrik vir my nie. Hulle is gefokus op hierdie meisie, of die meisie op die man, en daar is 'n liefde, en daar is 'n opgewondenheid, daai foon lui dan, hulle gryp hom, ek wil wie sê, soos 'n blits, dan het hulle hom, en hulle kyk, is nie hy nie, of is nie sy nie. En dan kom die dag van die huwelik, en hulle is opgewonde, hulle sweef in die kerk, in 6 tuin bo die grond, en die dominee sê, hoe lyk dit? Hulle sê, I do, for better or for worse. En hulle stap uit, en hulle is bly, en is die bitterbrood, en dan, soos Louis Malherbe sê, slaan die taier, die teer. En ek het eendag vir 'n paartjie gesê in my huweliksberading, hoekom het jy hierdie vrou getrou? Nee, ek was lief vir haar. Hoekom het jy die man getrou? Nee, ek was lief vir hom. Ek sê, wat is die probleem nou? Jy sien, is ons probleem. Ons raak so besig met mekaar. Ons raak so besig met die goed om ons. Ons raak so besig met die goed wat ons pla, dat ons vergeet dat die liefde, wat die Here ons hart uitgestort het man en vrou by mekaar uitgebring, en hierdie liefde moet bly groei, ongeag die uitdagings, selfde met die pad van die kind van God. Ons sal moeilike tye beleef, maak vrede daarmee. Maar luister, moenie dat die duiwel jou opmaak teen die Here en sê, dis hy wat jou wil straf en jou lewe wil verongeluk nie. Ons het Woensdag aanhouer gepraat, dis juist die vyand wat 'n dief is, 'n moordenaar, 'n leienaar. Jesus het gekom, dat ons lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Daarom moenie die Here dien sonder liefde vir hom nie. Wanneer laas jou hart gebokspring?
Hier in jou binneste, as jy die Bybel lees, dan sê jy, Here, ek is so opgewonde om te hoor wat God deur sy woord vir my wil sê. En ek wil net vir u sê, Here, ek het u regtig uit my hart lief. Die meeste kinders van die Here lees die Bybel en gister die stiltyd tyd. Wat dankie vir brood en kos en almal, bewaar my vrou, gaan uit. Vergeet die res van die dag praat oor alles behalwe oor die liefling van hulle siele. Dis wat gebeur het in die gemeente in Efese. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie 'n koue godsdiens bedryf nie. Dit moet 'n liefde wees vir die een wat vir jou gesterf het. Hoor wat sê die Bybel. Die Here het hierdie gemeente se harte begin deursoek. Romeine 8:26 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy rondkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek hoor al hoe meer mense wat vir my sê, luister, die Here het my pa weggevat. En ek was nog nie reg daarvoor nie. Die Here moet dit weet. En luister, ek is regtig vies vir hom. Hoe durf hy my pa wegneem en my broer en my suster of my man, my vrou, my kinders? Wie dink jy, wie is jy? As jy die suurstofbottel in jou hand gehou het, praat baie. Maar is hy wat lewe gee en lewe neem. En ons dien hom en ons het hom lief. Of hy my pa wegneem, of hy my broer wegneem, of hy my vrou of kinders wegneem, ek het hom lief. Hy skuld my niks. Hy het sy lewe aan die kruis gegee, sodat ek van die hel vry kan kom, om hom nou in liefde te dien. Omdat hy sy alles vir my gegee het, wil ek my alles vir hom gee. Dis godsdiens, dis Christenskap. Alles buite dit is leuns van die vyand, wat die Christen se lewe verongeluk. As die Here vanmôre jou hart deursoek en my hart deursoek, wat sal die antwoord wees? Is daar 'n liefde, nie net 'n gevoel nie, maar 'n liefde wat uitloop in dade. Maar mense sal sien, hierdie man en vrou offer op vir die Here. Hulle het hom werklik lief. Geen opoffering is te groot nie. 1 Tessalonisense 2 vers 3, want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid, of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toe vertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Ek sê nou dag vir mense, ek sê vir hulle, luister, as ek nie eendag voor die Here rekenskap hoef te gegee het nie, het ek ook vir u bisie baba preke gepreek. Hoe saag ry ons bootjie, almal is op pad hemel toe, volg my. Let's be joyous and happiest. Wat sê die Bybel? Daar gaan 'n dag aanbreek wat God op die troon gaan sit. En hy gaan vir my sê, Gerard Bekes, kom hier en gee rekenskap van hulle wat voor jou sit. Het jy my volle raad aan hulle verkondig? En ek sien die kans om voor hierdie God wat my so lief gehad het te staan en vir hom te sê, Here, ter wille van mense het ek die boodskap teruggehou nie. Die Bybel sê God beproef ons harte. En ek hoop vanmôre jy sien die liefde in my hart vir jou. Dat jy nie die hemel sal mis eendag, omdat jy miskien dink jy dien die Here en jy dien hom nooit nie. En ek wil nie jy moet loon verloor as sy kind, omdat daar nie 'n liefde in jou hart is vir wat jy doen, vir hom wat jou lief gehad het met 'n ewige liefde nie. Ek sluit af. Jesus sê, in die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet jouself dissiplineer. Gevoel kom en gaan. Maar om gedisciplineer die Here te dien, bring 'n blydskap in jou siel. Dit bring 'n konstante ywer vir sy saak, gedryf deur liefde om sy naam te verheerlik. U sien my liefde vir iemand bepaal dikwels my optrede teenoor hulle. As ek nie waarlik lief het nie, sal my oorgawe aan die Here nie waarlik eg wees nie. Beproef vanmôre jou lewe voor die Here. Psalm 139 sê, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my, ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Mense sê, ek bid hierdie gebed. Ek vra vir jou, wanneer bid jy hom? So wanneer jy nie meer kan sien, miskien vir die lawaai om jou, en jy daar in jou gedagte miskien iets bedink teenoor die mense om jou, of miskien in 'n misverstand betrokke raak, en so vinnig so skiet gebedjie, Here, deurgrond my en sê vir my of ek verkeerd is. Of neem jy werklik tyd om te sê, Here, deurgrond my. Tyd van stilte in jou binnekamer te sê, Here, hoe lyk ek werklik voor U?
ooreenkomstig u woord? Is daar werklik 'n liefde in my hart? En ons gaan volgende week, vriende, bietjie kyk na die volgende. Hoe kan ek bepaal of ek my eerste liefde verloor het? Ons gaan volgende week kyk na wat is God se wekroep vir die wat hulle eerste liefde verloor het. Die derde ding, wat gebeur as ek gehoor gee aan God se wekroep om terug te keer? En wat is die uiteinde van die ongehoorsaames? Wat sê ek, druk my ore toe, I will do it my way. Dankie dat u geduldig geluister het. Ons bid dat die Here self die naprediker van sy woord sal wees. Kom ons bid net saam. Hemelvader, wat 'n kosbare en wonderlike genade wat u aan ons bewys in u seun Jesus Christus. Here, ek wil soos Paulus vanmôre sê, ek is jaloers oor hierdie kudde om hulle as 'n reine maagd aan u voor te stel. Ek sien die kans dat die duiwel hulle as prooi sal wegsteel, omdat hulle nie 'n liefde vir u het nie. Daarom wil ek u pleit, dat u hierdie kudde saam met my en my huis, sal bring op 'n punt dat ons opnuut weer, Here, na Golgotha se kruis sal kyk, waar Christus sy lewe uit liefde gegee het. En dat ons God se liefde weer speel in hierdie bloedige gebeurtenis op Golgotha se heuwel sal raak sien. Want as Christus nie vir my gelei het nie, sou ek eendag moes ly. As hy nie my sonde gedra het nie, sou ek my eie sonde moes dra vir ewig in die poel van vuur. En help ons, o Gees van God, om dan te kyk en te verstaan en uit te roep, my gees, my siel, my liggaam, wy ek aan u, o Heer, ek lê my as 'n offer voor u gedurig neer. Ag Here, ek pleit dat ons kan sê met vrymoedigheid, ek het u hartlik lief, o Heer. Niks minder as dit sal deeg nie. Begin by my as leraar, werk deur ons gemeente. En ag, wek ons op om u te dien, dat die mense in Benoni sal sien as hulle hier verby ry. Hier gaan iets aan, hier's lewe. Want Christus se lewe is hier. En sy mense is lief vir hom. En hulle dien hom, omdat geen opoffering vir hulle te groot is. En geen prys te hoog is om te betaal nie. Help ons daarin, Here. En ons bid dit in u naam.